Hi, baie welkom by 'n nuwe kwartaal se Sabbatskoolles. Ek is vandag hierso by 'n jeugkamp, die Vrystaat Jeugkamp, waar ek in samewerking met Meals on Wheels kyker ons die etes vir die jeug hierso. En ek sit lekker hierso by 'n lekker warm vuur. Ons het nou net klaar ontbyt bedien en hulle het nou begin met die dienste terwyl ons net dinge afrond hier by die kombuisie wat ons van afwerk. En dan kan ons ook begin rustig raak en later voorberei vir middagete. Baie lekker hier tussen die berge in Soforiesburg, hier teen die grens van Lesotho. Ons kan na Lesotho kyk as ons daai kant toe kyk, maar daar's net nou baie bome daarso. Kom ek wys julle gou. Daar agter daai bome, maar daar kan sien julle die berge. Daar waar hy bakkie is en hy lig, dit is ons van waar af ons kook. So ja, ek het die voorreg om 'n bietjie tyd te spandeer hierso in die natuur. Nou, soos die meeste van julle weet, ons het nog nie aanlyn die lessies in Afrikaans ontvang nie. Dit is wel aanlyn in Engels beskikbaar. En ek het nie my lesboekie by my nie. Ek werk mos maar gewoonlik van die aanlyn lesboekies af, die PDF wat ons aanlyn kry. Maar soos ek sê, is nog nie beskikbaar nie. Maar ons kyk hierdie kwartaal na die boek Josua. Ons het ons nou verlede kwartaal gekyk na die boek Exodus. Nou die boek wat na Exodus kom is die boek Josua. En in Exodus het ons gesien hoe God deur Moses die volk uit Egipte gaan verlos, uit slawerny uit. En God 'n verbond met hulle sluit. Maar al die pad is hulle ongehoorsaam. Al die pad is hulle hardnekkig teenoor God. Hulle kom by die beloofde land en God sê gaan in en hulle sê nee, ons is te bang. Hulle stuur daai 12 spioene. Hulle kom terug, 10 spioene sê nee, ons kan dit nie doen nie. Ons gaan doodgaan in die woestyn, kom ons gaan terug Egipte toe, was beter om daar te bly. Maar Joshua en Caleb, hulle sê nee, God het hierdie plek in ons hand gegee. En God raak toornig en hy sê, julle sal nie die beloofde land ingaan nie. Dit bring ons dan waar die volk voor die grens is van die beloofde land, 40 jaar later. En die enigste mense wat oor is, van daai generasie wat uit Egipte uitgetrek het, is Aaron, Moses, Joshua en Caleb. En Aaron kom toe tot 'n sterwe. En God roep vir Moses op. Kom op die berg, hier gaan jy kom sterwe. Jy gaan nie die beloofde land ingaan nie. En nadat hy gesterf het, was die enigste mense wat oor was van daai eerste generasie, daai wat uit Egipte uitgegaan, wat al die groot wonders gesien het, was net Joshua en Caleb. En al hierdie mense, die hele volk van Israel, was almal 'n nuwe generasie. 'n Generasie wat hulle oog daarop geplaas het om God te volg en God te dien en te vra, God, stuur u ons, wat wil u moet ons doen? En so roep God dan nou vir Josua. En ons geheetteksvers vir hierdie week se les. En hierdie week se les se opskrif is, in Engels is dit Recipe for Success. So in Afrikaans sal dit wees 'n resep vir sukses. En ons geheetteksvers is in Joshua 1 vers 7. Ek gaan dit direk vertaal van die Engels af, soos in die Engels sê, please bear with me. Waar God vir hom sê, wees jy net sterk en baie dapper, dat jy alles sal onderhou volgens die wet van Moses, soos hy julle beveel het. Moenie daarvan af wegdraai nie, nie regs nie, of links nie, sodat jy voorspoedig kan wees waar jy ook al gaan. So hier sê vir hom, soos wat ek Moses gelei het, gaan ek jou lei. Maar wees gehoorsaam aan al hierdie wette en gebooie en verordeninge wat van my knegt Moses gegee is en aan julle oorgedra is. Solank as wat julle daarin wandel, sal dit goed gaan met julle. Nou die les hierso by Sabbatmiddag maak 'n voorbeeld van 'n musikant wat vir studente musiek leer. En hy gee klaar vir hulle 'n A. Hy sê julle kry 'n A voordat julle enigstens begin leer het, of begin studeer het. Maar julle moet daar op julle dokument skryf 'n A, maar skryf die datum van die einde van die semester. Nou ek gee vir julle hierdie A nie omdat julle dit verdien het nie, maar ek gee hierdie A vir julle dat julle kan weet wat julle kan wees, wat moontlik is vir julle. Dit is nogal 'n interessante manier. 'n ander verduideliking
wat ek kan gee ook is iemand wat sport afrig. En hy gee vir almal die uniform wat hulle sou wen nadat hulle die kampioenskap gewen het of klaargemaak het. En hy sê vir hulle, gee nie hierdie vir julle omdat julle dit verdien nie, of omdat julle al reeds gewen het nie. Julle is nog nie daar nie, maar gee dit vir julle dat julle kan sien en kan besef tot wat is julle in staat. En hier is ons basies amper dieselfde wat God doen nou vir Joshua. Hy sê, dit is tot wat julle in staat is. Hierdie land gaan julle sin wees. En julle gaan voorspoedig wees. Alles wat julle hand gaan vind om te doen, gaan julle voorspoedig doen. As julle wandel volgens die gebooie wat vir julle gegee is. En dis dan hoe ons hierdie kwartaal se lessies afskop by Sabbatmiddag se gedeelte. En hierdie lessies natuurlik vir voorbereiding vir Sabbat 4 Oktober. Is nou maar vandag 27 September. So volgende Sabbat is dit 4 Oktober en dis waarvoor hierdie week se les voorberei word. As daar van julle is wat die lesie in PDF miskien al het in Afrikaans, stuur dit vir my aan asseblief. Al ons besonderhede is hieronder. Daar's 'n WhatsApp groep ook in die beskrywing van die video wat jy kan aansluit. Ons webtuiste skakel daarna toe en ons Facebookblad is ook daarso. En diegene van julle wat graag finansiëel wil bydra, ons bankbesonderhede is ook daar. Dankie vir julle wat alreeds bydra en dankie vir julle ons wat die knoppie druk. Ons waardeer dit vreeslik baie. En ja, ek is baie opgewonde om hierdie boek van Joshua te werk vir hierdie kwartaal. En ons het baie geleer in verlede kwartaal se les en ek glo ons gaan in hierdie kwartaal nog meer leer en nader aan die Here leef. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om hierdie lesie saam te kan bespreek. Ja, dankie Hemelse Vader dat ek hier so op die kamp kan wees en hier in die natuur so met die lekker warm vuur agter my. Here, hierdie tyd saam met die luisteraars en die kykers kan geniet. Waar ons gaan kyk na die boek Joshua hierdie kwartaal, Vader asseblief, skryf u woord op ons harte. U het ons so geseën in verlede kwartaal se lessies. Seën ons ook nou asseblief in hierdie nuwe kwartaal. En Here, mag dit geskied tot ere verheerliking van u naam. Seën elkeen wat luister, elkeen wat kyk. En vul ons met u gees. Bring ons nader aan die voet. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar sê, baie dankie dat julle saam geluister het. En ek sal vir hierdie week in dieselfde tipe formaat die lesie opsit, sonder 'n intro, sonder 'n exit. As julle verstaan wat ek bedoel, sommer net so met die selfoon in my hand iewers ter sit en elke dag se lesie vir julle met julle deel. Gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder en tot volgende keer. God se ryke seën.